dit skoon te was, want ek wou weer vlekloos voor U staan. Goeiedag geliefdes. Baie keer in die Bybel, in die Ou Testament, en toe ek nou daaroor gesit en dink ek, maar dit is nie net Ou Testament hier, dis van die Ou Testament tot die Nuwe Testament. Hoor ons dat God op stadiums vir sy mense sê, kom uit, kom daar uit, moenie daar bly nie, gee pad van waar jy is. Ons hoor dit veral in die profete, soos Jesaja, wanneer hy sê dat sy volk uit Babel uit moet kom, en jy sal nie glo nie, in Openbaring 18 vers 4, so aan die einde van ons Bybel, kom die woorde weer voor, waar God met sy mense praat en hy sê, kom uit daar uit, kom uit die verkeerde plek uit. En hierdie week gaan ons 'n bietjie stil staan by plekke waar ons nie behoort te bly nie. Plekke waar ek en jy vandag nog God se stem moet hoor, wanneer hy sê, kom daar uit. En ons begin op hierdie maandagoggend by 'n belangrike plek, en dit is 1 Johannes 1. Ek lees vir ons van vers 7 af. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan die gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is die woord nie in ons nie. Ons is gereinig. Dis die boodskap van hierdie. Ons mense wat bewus is van ons sonde, en bewus daarvan is dat Jesus Christus ons enigste verlosser is. Ons is gereinig van ons sonde. Dit het by die kruis gebeur. Ons het so pas 2 weke terug die wonderlike voorreg gehad om net weer die Paasgebeure te herroep. Ons het Christus letterlik aan die kruis sien hang. Ons het gehoor hoe sterf hy en hoe sê hy, dit is volbring. Alles is nou afgehandel. Daar is nou weer vrede tussen God en mens. Ons het gesien hoe hy die dood opgewek is, hoe hy hemel toe gevaar het en sy Heilige Gees gegee het om ons te herinner dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. En dat hy die weg gebaan het na die Vader opnuut vir elke mens wat in hom is en in hom bly. En dis ek en jy wat hier saam aanbid. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig en hy vergewe ons sonde en reinig ons van al ons ongeregtigheid. So dit beteken, ek en jy is nie meer op pad na die kruis nie. Met sondebondels op ons rug nie. Christus Jesus het dit kom voltooi. Hy het, soos dit in Kolossense sê, die skuldbewys met sy las teen ons, of eise teen ons, vir eens en vir altyd teen die kruis vasgespijker. En ons moet in hierdie tyd hoor dat God vir ons sê, kom uit jou skuldlas uit. So baie keer kan ons onsself of ander mense, of selfs die kerk kan op mense so herinner aan hulle sondaarheid, aan hulle vuilheid, aan hulle onaanvaarbaarheid voor God. En dit is nie heeltemal die evangelie nie. Die evangelie is dat vir my en vir jou 2000 jaar terug, 2026 jaar terug, was die seun van God aan die kruis en hy het gesê, dis volbring. So ek en jy moet uit ons skuldlas uitkom. Dit gebeur nog te veel, dat mense gebuk gaan, onder sondes, wat 2 jaar terug, 10 jaar terug, 20 jaar terug, gebeur het in hulle lewens. Wat hulle die misstap gemaak het, en tot vandag toe, leef hulle onder die wolk, die swart wolk van skuldgevoel. Hoor vandag jou God wat vir jou sê, soos hy gesê het in die Ou Testament, en soos hy sê in Openbaring, kom uit daardie skuldgevoel van jou uit. Jy dra nie meer 'n pakkie na die kruis toe nie. Jy is besig om ligvoets vorentoe te sweef, want jou sonde is vergewe, jy is gereinig van alle ongeregtigheid. En wanneer ons so ligvoets deur die lewe, vry van ons skuldlas begin loop, dan begin ons verstaan hoe dit is en wat dit is om op sy genade te antwoord.
Want dit wat hy gedoen het vir ons, was net genade. Kom ons antwoord daarop. Deur nie swaar gebuk in die lewe te stap nie, maar uit ons skuldlas uit te kom. En ligvoets hom te volg op die weë waar hy vir ons wil hê. Mag dit so wees in jou lewe. Shalom. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Want ek wil weer vlekloos voor U staan.